Sluit die oë. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons vra vir u seën op dit wat ons nou gaan doen, waar ons u woord gaan lees, waar ons belangrike onderwerpe in die Bybel gaan bespreek, onderwerpe wat ingewikkeld is, wat soms vir ons 'n bietjie vreemd is, vra ons dat u ons die nodige nederigheid sal gee om te hoor wat u woord sê, ons eie voorveronderstellings te ondersoek en op die ou end voor u en voor u woord te buig. Wees tog met ons in ons sang, wees met ons in ons skriflesing, wees met ons in ons gebede. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou u kan steeds staan, dan gaan ons sing uit Psalm 67. Psalm 67 en ons sing daar vers 1 tot 3. Psalm 67 is 'n pragtige loflied. Ons sing daarvan vers 1 tot 3, net oor die goedheid van die Here. Hy seën ons met soveel seëninge en ons sing daarvan Psalm 67 en ons sing vers 1, 2 en 3 en daarna kan u gaan sit. Ons gaan nou lees. Jy is welkom om saam te lees. Ons kan weer na 'n paar gedeeltes toe blaai. Wat ek het hoor, is dit hard genoeg agter? Kan julle my, Alex, kan jy my hoor? Hy sê is hard genoeg. Goed. Ons gaan 'n paar gedeeltes lees, maar ons gaan dit so een vir een weer lees en jy is welkom om saam te volg
Die eerste deel wat ons gaan lees kom uit die profesie van Joël. So ons gaan lees uit Joël 2. Joël is een van die kleiner profete. Het is soms moeiliker om hom te vind. Kleiner beteken nie hy is minder belangrik nie. Kleiner beteken maar net die profesie wat hy vir ons gegee het, die boek wat hy geskryf het, is heelwat dunner, is korter. Dit is waarom ons na die profete verwys as die groter profete en die kleiner profete. Ons weet nie presies wanneer Joël geleef het nie. Dit is heel moontlik dat hy een van die vroegste profete was. As mens sulke afleidings kan maak uit die tipe dinge wat hy profeteer, maar ons weet nie. Kon ook 'n later profeet gewees het. Maar ons gaan lees uit Joël 2. In Joël 2 kry ons die profesie oor die uitstorting van die Heilige Gees wat die apostel Petrus aanhaal in Handelinge 2. Sy Pinksterpreek gee daar in Handelinge 2, dan verwys hy na hierdie profesie uit Joël 2 en ons lees dit vanaand. Joël 2 vanaf vers 28. Ons lees hierdie woorde: En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal roep. Die tema, ek het dit reeds genoem, die tema vir die biduur en die gesprek vanaand, dit is die vraag: werk die Heilige Gees in ongelowiges? Werk die Heilige Gees in ongelowiges? Toe ek en Dominee Skalk so 'n paar maande gelede, seker net omtrent 'n maand, nie veel meer as 'n maand nie, 'n maand gelede, by mekaar gesit het en bespreek het watter temas om te bespreek, toe dink ek kry al die lekkeres, ek het hulle self uitgedink. Ek kry al die lekker onderwerpe, die wat lekker is om te antwoord, en Dominee Skalk kry al die kontroversiële onderwerpe, soos spreek in tale. En nou hierdie is, dink ek nie noodwendig 'n baie kontroversiële onderwerp nie, maar ek het toe uitgevind hy is baie moeiliker as wat ek gedink het, toe ek nou daar regtig begin dink. Maar dit is nou die onderwerp wat ek self gekies het, en ons staan nou vanaand daarby stil. Nou die gedagte, toe ek gedink het ek wil graag oor hierdie onderwerp praat, die gedagte wat ek gehad het, kom van 'n belangrike besluit wat geneem was in die Rooms-Katolieke Kerk. Ons is nie Rooms nie, regtig, ons is nie Rooms nie, ons is gereformeerd, ons is nie deel van die Rooms-Katolieke Kerk nie, maar dit is soms nuttig om kennis te neem van besluite wat geneem word in die Rooms-Katolieke Kerk. Die Rooms-Katolieke Kerk is die grootste groepering van mense wat onder die term Christen staan. So dit is belangrik vir ons om kennis te neem van wat is daar aan die gang. Want baie keer as jy vir 'n gemiddelde ou op straat gaan vra, selfs in Suid-Afrika, hoe verstaan jy die Christelike geloof? Dit kan baie keer gebeur dat daardie persoon 'n Rooms-Katolieke idee van die Christelike geloof het, vir die blote feit dat dit die grootste groepering is van mense wat hulle self Christene sal noem. Nou in die 1960s het daar 'n baie belangrike vergadering plaasgevind in die Rooms-Katolieke Kerk. Dit was die Tweede Vatikaanse Konsilie. Die Tweede Vatikaanse Konsilie. Dit is nie om te oordryf nie, in die Rooms-Katolieke Kerk se traject en besluite wat hulle geneem het, is dit heel moontlik een van die belangrikste keerpunte of kernpunte, kan 'n mens sê, van konsilies en besluite en synodes en besprekinge waar daar 'n groot draai gekom het in die Rooms-Katolieke Kerk. En een van die punte waarop hierdie draai gekom het voor dit, as jy vir iemand in die Rooms-Katolieke Kerk gevra het, wat sê jou kerk oor mense uit ander gelowe en ander kerke, kan hulle gered word? Sou die antwoord altyd gewees het, nee. Buite die kerk is daar geen saligheid nie, bedoelende, buite die Rooms-Katolieke Kerk is daar geen saligheid nie, is wat die mense tot op daardie stadium vir jou sou sê. Jy moet deel wees van die Rooms-Katolieke Kerk as jy gered wil word. Dit beteken enige moslim, enige ongelowige, enige protestant sou dan nie gered kon word nie.
En toe met die Tweede Vatikaanse Konsilie, die beweging het al langer as dit gekom. In die Rooms-Katolieke Kerk was daar mense wat begin het om hierdie saak te betwyfel, maar die saak het aan die orde gekom en is amptelik verander by die Tweede Vatikaanse Konsilie. So daar is 'n besluit geneem, ek lees nou vir julle die besluit wat dit 'n bietjie verander het. En hierdie nuwe formulering sê, diegene wat, sonder om 'n fout te maak, nie die evangelie van Jesus Christus en sy kerk ken nie, maar steeds vir God soek met 'n opregte hart en probeer om onder die invloed van genade sy wil uit te voer, kan die ewige saligheid bekom. Lang formulering, maar wat dit sê is, iemand sonder die evangelie, wat nooit die evangelie van Jesus Christus gehoor het nie, met ander woorde iemand uit die heidendom, kan, as hy regtig hard probeer en regtig goed lewe, gered word. En dit is die ding wat my kop aan die dink gesit het, want jy kry 'n bietjie hierdie gedagte nou, dit is nou al baie anders hoe dit nou vandag geformuleer sal word, maar jy kry hierdie gedagte onder baie meer liberale mense, en dit is baie algemeen in die Christelike kringe, of wat mense Christelike kringe noem, kry jy hierdie gedagte om te sê, alle mense het eintlik 'n saadjie van die waarheid reeds in hulle. Enige iemand in enige godsdiens het eintlik reeds 'n saadjie van die waarheid, 'n saadjie van die ware godsdiens in hom, en as hy dit net reg sal laat ontkiem op sy eie, sonder die evangelie van Jesus Christus, dan sal hy eintlik 'n goed genoeg lewe lei, hy sal 'n lewe van geloof lei, sal die mense sê, dis nie ek wat dit sê, maar dit is wat die mense sal sê, en dan kan hy op daardie manier gered word. Dit is wat baie algemeen geglo word deur Christene vandag. En dit is net so 'n trappie weg van wat mense sal noem universalisme. Universalisme is wanneer jy glo, alle mense gaan eintlik hemel toe, daar is nie 'n hel nie, alle mense word gered, God red alle mense se sondes is vergewe, elke liewe persoon, kop vir kop, sy saak is eintlik reg met God, sommige mense moet dit net nog besef. Dit is wat universalisme is, en dit is net so 'n treukie weg van dit. Nou die gedeelte wat ons gelees het, Joël 2, vers 28, word soms gebruik om so iets te argumenteer. Iemand sal so iets wil argumenteer, want hulle sal sê, kyk wat jy lees daar in Joël 2 vers 28, daar lees jy God wat sê, ek sal my gees uitgiet op alle vlees. Ek sal my gees uitgiet op alle vlees. En dit is waar my gedagtes aan die ding gegaan het, en waarom ek gedink het, dit is 'n goeie onderwerp om oor te praat, want die vraag is, as dit daar sê, God sal sy gees uitgiet op alle vlees, beteken dit dan nou, met ander woorde, die Heilige Gees woon in elke liewe persoon, kop vir kop op hierdie aarde. In die moslems, in die hindoes, in die boeddhiste, in die ateïste, is die Heilige Gees ook eintlik in hulle, en lei hulle deur hulle eie godsdiens na God toe. Dit is die vraag. En die antwoord op hierdie vraag is nee en ja. Ons gaan nou met die twee stil staan. Daar is as jy net die vraag vat, die blote vraag, nie die deel van kan alle mense gered word deur hulle eie godsdiens nie. As jy die antwoord daarop is nee. Goed. Maar as jy die vraag vat, werk die Heilige Gees in ongelowiges, dan is daar 'n sin waarin jy antwoord nee en ook 'n sin waarin jy antwoord ja. Dit is wat dit moeiliker toe vir my gemaak het om hierdie praatjie voor te berei. Ons 'n nee en ons 'n ja. Ons gaan hierby stil staan by die nee eers en dan by die ja. So as jy die vraag vra, werk die Heilige Gees in ongelowiges, dan is die eerste antwoord wat 'n mens moet gee is nee. Nee. Goed. Daar is mense wat sê, ag, daardie arme barbaar, ongelowige wat leef op 'n verlate eiland, wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, as hy maar net goed genoeg lewe, dan sal die Here hom tegemoet kom. As hy die Here soek, sonder om dit noodwendig te weet, hy soek eintlik vir God, en hy het al die vrae, en het nooit eintlik antwoorde, maar met die kennis tot sy beskikking, het hy geglo in God, dan sal God hom tegemoet kom, en God sal hom red. Die probleem met so iets is wat ons lees in Romeine 3. In Romeine 3. Ons lees daar in Romeine 3 vers 10 en 11, kry ons die basiese antwoord van waarom hierdie siening eintlik verkeerd is. Romeine 3, Paulus het nou net uiteengesit dat die Jode skuldig staan voor God se wet, dat die heidene skuldig staan voor God se wet. Dan sê hy in Romeine 3 vers 10 en 11,
soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Ook nie daardie persoon op 'n verlate eiland. Hy soek ook nie vir God nie. Niemand van ons soek uit onsself vir God nie. Daar is niemand wat sonder God se hulp God gaan soek nie. Daar is niemand wat sê, ek het vir God gesoek en hom gekry nie. Dit werk altyd ander kant om. God sê, ek het jou kom soek en jou gekry. Daar is niemand wat God soek nie. En dit is iets wat ons moet besef. Nou as ons terugkom daar by Joël 2, is die vraag nog steeds, hoe moet mens daardie alle vlees dan verstaan? Hoe werk dit dat God sê hy giet sy gees uit op alle vlees, daar in Joël 2 vers 28? Hoe verstaan ons daardie alle vlees? Wel, jy sal sien direk daarna in vers 28 en ook in vers 29, dan verduidelik die Here wat hy bedoel met alle vlees. Hy bedoel alle soorte mense, jonges en oues, die vername mense in die samelewing en die mense wat minder vername is in die samelewing. Selfs vers 29 sê, selfs op my diensknegte en my diensmaagde, met ander woorde selfs op my slawe. Mense wat so min werd is in die oë van die wêreld, hulle kan die Heilige Gees ontvang. So dit beteken nie God giet sy Heilige Gees uit op alle mense, kop vir kop nie, maar hy giet sy Heilige Gees uit op alle soorte mense. In die Ou Testament lees jy aanhoudend, jy kom en jy lees van vername figure wat uitstaan en jy lees die Heilige Gees het oor hom vaardig geword. Samson byvoorbeeld. Die Heilige Gees word vaardig oor hom en dryf hom om 'n hele klomp Filistyne dood te maak, selfs met Gideon. Jy lees dieselfde van soveel figure in die Ou Testament dat die Heilige Gees oor hulle vaardig word, maar net hierdie uitskieters. Nie al die soorte mense nie. En dan in die nuwe verbond waarin ons nou leef, sê die Here nee, daardie salwing van die Gees, die salwing van die Gees in die ampt van koning, priester en profeet, ontvang alle soorte mense. Die rykes en die armes. Die jonges en die oues, selfs die kindertjies. Die klein babietjies, die kindertjies, hulle ontvang daardie salwing van die Heilige Gees, daardie roeping om te sê, jy is 'n Christen, jy moet leef soos 'n koning, 'n priester en 'n profeet. Dit is wat ons daaruit moet sien. Baie duidelik in Romeine 3 leer ons dat daar niemand is wat na God soek uit homself nie. Die Here moet na hom toe kom, moet na ons toe kom. En dit is wat ons moet besef, wanneer dit gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees word uitgestort op die mense wat deur God gered word, die ware gelowiges. Die Gees van God en geloof in God gaan hand in hand, dit gaan saam met mekaar. Jy kan nie noodwendig sê, hierdie een gaan voor die ander nie, dit is eintlik, in tyd is dit iets wat saam gebeur. Die Gees word uitgestort in iemand, hy maak van daardie persoon 'n nuwe skepsel, en daardie persoon glo dan in God. Dit is 'n spontane reaksie uit sy nuwe hart. Ons lees in Handelinge 2, as julle soontoe wil blaai saam met my, in Handelinge 2 vers 37 tot 39. Hierdie is nou nadat die Heilige Gees uitgestort is. Die eerste klompie verse van Handelinge 2 praat van die uitstorting van die Heilige Gees, van die geluid van 'n rukwind wat mense hoor. En dan begin Petrus met sy preek, daar van Handelinge 2 vers 14 af, gee hy sy preek op Pinkster. En dan Handelinge 2 vers 37 tot 39 lees ons die reaksie van die mense. Toe hulle sy preek hoor, hoe het hulle gereageer? In Handelinge 2 vers 37 tot 39 lees ons, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Het sal wonderlik wees as ons ook so 'n reaksie het op die woord van die Here, elke keer as ons die woord van die Here hoor. In vers 38, Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Hoor dit, die belofte van die Gees, na wie kom dit? Na almal wat die Here na hom toe roep. Na almal wat die Here na hom toe roep. En vers 38 sê Petrus spesifiek, bekeer julle en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, nie jy het reeds die Heilige Gees in 'n saadjie vorm in jou hart nie. Nee, bekeer jou en dan weet jy het die Heilige Gees ontvang. So hier sien ons baie duidelik, die Heilige Gees
werk nie in alle mense kop vir kop nie. Hy werk nie aan ongelowiges nie. Hy werk in gelowiges, die mense wat deur God gered word. God stort sy gees in hulle uit en hulle kom dan tot bekering. Hulle bely geloof in God. Dit is die eerste deel. Nee, as jy daai vraag vra, net soos wat hy is, werk die Heilige Gees in ongelowiges? Dan is die eerste deel van die antwoord nee. Die Heilige Gees is nie in 'n saadjie vorm, hoe mense nou ook al wil sê, teenwoordig in elke liewe mens op aarde kop vir kop en hy kan gered word deur sy eie godsdiens as hy maar net hard genoeg vir God soek nie. Die Heilige Gees werk nie sonder of los van geloof nie. Dan, die tweede deel van die antwoord is ja. En dit is die deel wat 'n bietjie moeiliker is, die ja gedeelte. Kom ons kyk na wat ons ook uit die Bybel kan leer oor die ja gedeelte. Dit het te doen met die leerstelling van God se algemene genade. En ek weet dit is, sodra mens die woord leerstelling hoor, dan wil mens sommer 'n bietjie 'n middagslaapie vat. Maar bly net by dit. Die leerstelling van God se algemene genade. Dit is 'n leerstelling waaroor daar verskille is in gereformeerde kringe. Meeste gereformeerdes aanvaar hierdie leerstelling van die algemene genade, maar daar is 'n deel van die gereformeerde kamp, kan 'n mens sê, wat sal sê ons het 'n probleem met die leerstelling van God se algemene genade. So die leerstelling van God se algemene genade sê daar is 'n sin waarin God 'n mate van genade betoon aan al sy skepsels, al die mense wat hy gemaak het, selfs die mense wat op die ou end verlore gaan. En dan is daar natuurlik mense wat 'n probleem het met dit en sê, nee, God is nie genadig teenoor ongelowiges nie, ons hou nie van daardie formulering nie. So, aan die een kant het jy mense wat sê, dit klink nie vir ons reg nie, as iemand op die ou end steeds deur God vir ewig verdoem word, hoe kan ons sê God bewys nou 'n mate van genade aan daardie persoon? Hulle is baie ongemaklik daarmee. Aan die ander kant het jy weer mense wat sal sê, die feit dat 'n ongelowige, iemand wat nie deur God uitverkies is nie, wat nie op die ou end gered gaan word nie, die feit dat daardie persoon nie reeds in die hel is nie, is al reeds 'n vorm van genade. So, mens hoor die twee kante van dit. Aan die een kant die mense wat sê, ons is ongemaklik hier, aan die ander kant sê hulle, wel, hoe moet jy dit anders beskryf as algemene genade? Nou, ons kry iets van dit in Matteus 5 vers 44 tot 45, so as ons daarna toe kan blaai. Matteus 5 vers 44 tot 45. Dit is deel van Jesus se bergpredikasie en hy is eintlik besig om 'n ander punt te maak, maar dan gee hy vir ons hierdie opmerking wat baie keer mense na toe verwys en dan sê hierdie is 'n bewys vir God se algemene genade. So Matteus 5 vers 44 en 45, Jesus sê, maar ek sê vir julle moet jul vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Dan hierdie opmerking. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. So iemand wat nou hierdie leerstelling aanvaar, die leerstelling van God se algemene genade, sal sê, die feit dat jy 'n ongelowige boer kan kry, en nog steeds val daar reën op sy oes, en die plante kom op, en hy kan dit insamel, en hy kan dit verkoop, en hy kan 'n wins toon. Hy verdien dit nie. Hy verdien die ewige verdoemenis, want hy is nie in Jesus Christus nie. En die feit dat hy dit nie reeds het nie, dat God hom toelaat, dat God vir hom reën stuur, is 'n vorm van genade. Nou goed, as mens net daai so uiteensit, die leerstelling van God se algemene genade, as mense wat teen dit is, as mense wat vir dit is. Nou, deel van hierdie prentjie van God se algemene genade het dan te doen met die algemene werking van die Heilige Gees. Die algemene werking van die Heilige Gees. So, hoor nou mooi. Die Heilige Gees werk nie aan ongelowiges om hulle te red deur hulle eie godsdiens, deur hulle eie verdorwenheid, om op die ou end hemel toe te gaan nie, om die ewige saligheid te beerwe. Dit is nie waar nie. Maar
Op 'n algemene manier werk die Heilige Gees in alle mense om hulle terug te hou van totale, absolute verdorwenheid. Daardie ongelowige wat jy op straat raakloop, meeste van hulle gaan nie 'n mes gryp en jou steek nie. Sommige sal wel, maar meeste gaan nie. Waarom is dit? Waarom is hy nie so sleg dat hy dit gaan doen nie? Die antwoord van die gereformeerde teologie is om te sê die Heilige Gees hou hom terug van absolute, totale verdorwenheid, om net so sleg te wees as wat enigsins moontlik is. So 'n gereformeerde teoloog, William Perkins, hy's 'n Engelse reformator gewees, om hierdie stelling te bewys, verwys hy byvoorbeeld na Genesis 20. Ons kan nou soontoe blaai. Genesis 20 vers 1 tot 6. Dit vertel vir ons van die aartsvader Abraham. Genesis 20 vertel vir ons van een van Abraham se foute wat hy gemaak het. En uit dit kan ons ook weer iets leer oor hierdie onderwerp. So ons lees Genesis 20 vers 1 tot 6. En Abraham het daarvandaan weggetrek na die suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef. En Abraham het van Sara sy vrou gesê, sy is my suster. Toe laat Abimelech, die koning van Gerar, Sara haal. Maar God het in die nag by Abimelech gekom in 'n droom en vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe terwille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou. Maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie. Daarom het hy gevra, Here, sal U ook 'n regverdige nasie ombring? Het hy my nie self gesê nie, sy is my suster, en sy het self ook gesê, hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. Daarop antwoord God hom in die droom, ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het, en ek self het jou daarvan teruggehou, om nie teen my te sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie. Goed. Abimelech sê hy is onskuldig. Ons weet, Romeine 3 sê vir ons, daar is geen mens op hierdie aarde wat heeltemal onskuldig is nie. Dit is nie waarby ons nou stil staan nie. Wat daar interessant is God wat sê, hy self het vir Abimelech teruggehou. Hier in 'n heidense koning. God sê, hy het vir Abimelech teruggehou daarvan om hierdie spesifieke sonde te doen. So daar sien jy iets van waaroor hierdie gaan, die algemene werking van die Heilige Gees. Ons kry dieselfde ding in Handelinge 7. In Handelinge 7 dan lees ons daarvan, dit is nou die diaken, nou vergeet ek sy naam, sy naam is op die punt van my tong, ek gaan hom nou hier kry as ek hom hier lees. Stefanus, die diaken Stefanus. Ons lees daar in Handelinge 7 vers 51, hy is besig om die Israeliete wat vir Jesus gekruisig het en nou vir hom wil stenig, hy is besig om hulle aan te kla vir hulle uit die Ou Testament uit te preek en te wys dat die dinge wat hulle verkondig is die waarheid. En dan in Handelinge 7 vers 51 maak hy hierdie opmerking. Hy sê, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. So hy beskryf hulle as mense wat hardnekkig is en onbesnedenis van hart. Met ander woorde, hulle is nog nie wedergebore nie. En dan sê hy tog vir hulle, julle weerstaan die Heilige Gees. Daar is 'n sin waarin die Heilige Gees steeds in hulle besig is om te werk en hulle terug te hou van totale boosheid, maar hulle is besig om te veg teen die Heilige Gees. Hulle wil boser wees en Stefanus sê, die Heilige Gees hou hulle terug. Ons kry nog 'n voorbeeld, ons gaan dit nou nie lees nie, maar ons kry nog 'n voorbeeld in die Ou Testament in die figuur van koning Saul. Koning Saul, ons lees selfs dat die Heilige Gees op 'n stadium in koning Saul begin werk het. Hy het selfs begin profeteer. Ons lees daarvan in 1 Samuel 10 vers 6. Hy het selfs geprofeteer. En dan lees ons op 'n later stadium die Heilige Gees het hom verlaat. En die Here het 'n bose gees gestuur en ons het nou die aand so 'n bietjie daaroor gesels. Dit is waarskynlik 'n demoon. Die Here het 'n demoon gestuur om hom op te sweep om boos te wees. Maar jy sien, voor dit was die Heilige Gees by hom en het hom dan tot 'n mate gelei. Nou, ons weet nie, het Saul nou hemel toe gegaan of nie, is
nie vir ons om te besluit nie, maar jy sien iets daarvan, van die Heilige Gees wat in 'n meer algemene sin in hom werk, nie om hom te wederbaar en te red nie, want dan sou die Heilige Gees hom nooit verlaat het nie, maar om hom terug te hou van sy natuurlike boosheid, sodat hy sy ampt as koning beter kan vervul. En dit is in hierdie algemene sin om mense terug te hou van hulle totale verdorwe boosheid wat hulle van nature het, wat die Heilige Gees in ongelowiges ook kan werk, nie om hulle te red nie. Dit is net die besondere werking van die Heilige Gees, maar om hulle terug te hou daarvan, om totaal en al so boos te wees soos wat teoreties moontlik is. En ek dink ons almal beleef iets van dit in ons daaglikse lewe, nie waar nie. Die ongelowiges met wie ons te doen het, ons almal weet hulle kon slegter gewees het. Dit is altyd moontlik vir iemand om slegter te wees. Dit is altyd moontlik vir iemand om slegter te wees. Jy kan enige ou vat. Hy sê hy is so sleg soos kan kom. Hy het hierdie gedoen. Vat selfs 'n moordenaar. Vat iemand wat so sleg is as wat hulle kom. En dan kan jy altyd nog sê, wel, was hy lief vir sy ma gewees? Hy kon dit ook nie gehad het nie. Hy kon sy ma ook gehad het en dan sê, wel, het hy vir sy kat kos gegee? Hy kon ook sy kat nie lief gehad het nie. Jy kan altyd iemand vat en sê hy kon nog slegter gewees het. Dit is altyd moontlik vir iemand om nog slegter te wees. En ons almal beleef dit. Die mense met wie ons te doen het is nie so sleg soos wat hulle kan wees nie. En daarin sien ons iets van die terughoudende werking van die Heilige Gees. So, dit is die antwoord op die vraag. As jy die vraag net so vat, werk die Heilige Gees in ongelowiges? Daar is 'n kant wat sê nee. Ons moet dit besef, die Heilige Gees werk nie in ongelowiges om hulle te lei om hemel toe te gaan deur hulle eie godsdiens nie. Maar daar's ook 'n ja. In 'n algemene sin werk die Heilige Gees in alle mense om hulle terug te hou van hulle natuurlike boosheid. Waarom is dit belangrik? Ons het na die Psalm gesing, Psalm 67, hierdie wens wat uitgespreek word dat ververste volke deur ontslote wolke kennis lig kan breek. Dis hierdie wens dat vir daardie heidene nasies dat hulle die evangelie kan hoor en deel kan word van God se koninkryk. En as jy sê nee, hulle het reeds die Heilige Gees in hulle en die Heilige Gees sal hulle lei om nie tot bekering te kom nie, maar om God te ontmoet in hulle eie godsdiens. Alle paaie lei na Rome, alle godsdienste gaan na die hemel toe. As dit is wat jy sê, dan hoef hulle nie eintlik die evangelie te hoor nie. Dan kan ons net terugsit. Dan ons kerk het dan nie 'n missie nie. Soos laat die mense maar begaan. Hulle kan in 'n geval hemel toe kom op hulle eie, maar nee, ons het 'n roeping. Ons het 'n roeping want daardie mense gaan verlore sonder die evangelie. En dit is hoekom Jesus sy kerk uitstuur met 'n missie. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Waarom is dit nodig om disippels te maak as hulle in 'n geval in die hemel kan kom op hulle eie? Nee, dit is nodig, dit is essensieel, dit is wesenlik. Ons moet die mense ons moet die evangelie aan hulle gaan verkondig, sodat hulle die evangelie kan hoor en tot bekering kan kom en hulle self aan Jesus Christus kan toewy. Dit is waarom hierdie so belangrik is. En daarmee sluit ek af. Enige vrae? Daar is weer 'n mikrofoon, so kan jou hand opsteek en Hendrik sal die mikrofoon vir jou bring. En Pieter het 'n vraag. Dit het nou nie regtig met die mooi verduideliking wat jy gegee het te doen nie, maar ek dink nou net toe jy daarna sou verwys het. Is dit nie die Here wat die bose gees gestuur het om besit van hom te neem? Ja, so het almal gehoor wat die vraag was? Goed, so die antwoord is ja, dit was die Here wat die bose gees gestuur het. Dit word presies so gesê daar in 1 Samuel 16 vers 14. Die Here het sy Heilige Gees van hom weggevat en 'n bose gees gestuur. So, dis presies reg, die Here het die bose gees gestuur. Nog vrae? Opmerkings, dit hoef nie vrae te wees nie as iemand iets wil bysê. Ek het 'n vraagie doen nie. Ja. In Genesis 20 wat Donie ook voorgehou het, staan daar vers 3 nou, maar God het in die nag by Abimelech gekom. Ek wonder net, is dit nie eerder deel van God se werk as om die skepping te onderhou? Is dit nie deel van God die Vader se werk
om die mense in toom te hou, as ek dit so kan stel nie. Dit is 'n baie goeie vraag. So die vraag gaan oor die moet nou reg formuleer. Dit gaan oor die werking van die 3 persone van die 3 eenheid. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En gewoonlik, en dit is reg, sal ons sê die skepping en onderhouding is in 'n meer besondere sin die werk van die Vader. Ons verlossing en saligmaking is in 'n meer besondere sin die werking van die Seun. En ons groei in heiligmaking en volharding is in 'n meer besondere sin die werking van die Heilige Gees. Nou, mens moet dit net onderstreep, dit is nie asof die Seun onbetrokke is in die skepping, en die Gees onbetrokke is in die skepping, of dat die Vader onbetrokke is in die verlossing, of die Gees onbetrokke is in die verlossing, of dat die Vader of die Seun onbetrokke is in ons heiligmaking of volharding nie. Al 3 persone werk saam. Jy sien dit baie mooi in daar in Johannes 13 tot 17. Maar, dit is nog steeds 'n goeie vraag. So, mens, ek dink 'n mens kan dit sekerlik daar sê, dat daar 'n sterk fokus is dalk daar op God die Vader, maar dan sal mens nog steeds in gedagte hou dat die Seun is betrokke daarbij by enigiets, of die Vader en die Gees is betrokke by enigiets wat die Vader of die Seun doen. So, dit is 'n goeie opmerking. Dit is nie asof daar vir ons gesê word watter persoon van die 3 eenheid, of asof myself so daaroor moet dink nie. So as jy net daardie teksgedeelte van, kom ons dalk gesê het, goed, dit is God die Vader wat mense terughou, maar dan as jy op grond van ander gedeeltes kyk, soos daar in Handelinge 7 vers 51, dan hoor jy van die mense wat stry teen die Heilige Gees. So ek hoop dit antwoord die vraag. Okay, dominee, ekskuus, ek weet, omdat nou by die Heilige Gees wat werk in die onheiliges, in die ongeredde jong mense en so van die wêreld, hoop ek hierdie vraag pas hierby, maar lastering teen die Heilige Gees, wat presies behels dit? Ek wil nog altyd die terminologie net beter verstaan het. Dis die enigste sonde wat nie vergewe word. Dominee Skanker, dis mos môre aand se onderwerp. Goed, dis môre aand se onderwerp. Ja, kom môre aand. Oom Skalk, antwoord asseblief vir ons. Maar nee, dis daardie is 'n vraag wat vir my baie moeilik is, so ek gaan môre aand ook hier wees om te kom hoor. Okay. As C.S. Lewis skryf en hy sê en hy verwys na mense wat reg doen, selfs al is hulle nie gelowiges nie. En hy gebruik dit om as 'n bewys van dat daar God is. Wie doen dan daai werking binne 'n ongelowige? Ek wil net seker maak ek verstaan die vraag reg. So dit gaan C.S. Lewis het sy oomblik selfs al is hulle ongelowiges weet wat is reg en verkeerd. Ja. So C.S. Lewis het sy oomblikke gehad waar hy sou skryf dat sommige mense wat nie Christene is nie ook gered kan word. Maar dit is nie waarna oom nou verwys nie. Oom verwys na C.S. Lewis, ek dink dit is in meer Christianity waar hy die argument bou op Wel, ek grond noem van. nou maar net C.S. Lewis. Ek bedoel nie eintlik ons moet praat oor C.S. Lewis nie, maar Okay. ek bedoel as dit so is dat mense oortuig word van wat reg en verkeerd is. En dat hulle lewens so inrig as gevolg van die wete van wat is werklik reg en wat is werklik verkeerd, Ja. selfs al is hulle ongelowiges. Ja. Wie doen dan daardie werk binne hulle? So dit is nou tipies die ding waar mense sal wys na die algemene werking van die Heilige Gees. So ons as gereformeerdes glo ons alle mense is totaal verdorwe. Wat dit beteken is elke deel van jou lewe word aangeraak deur die sonde. Maar ons bedoel nie, en ek dink dit is waar ons soms mekaar mis as ons met nie gereformeerde mense praat, ons bedoel nie elke liewe mens is so sleg as wat dit moontlik is om te wees nie. Want enige mens wat jy gaan kry, kan slegter gewees het. En dit is 'n goeie voorbeeld, jy gaan by baie ongelowige mense gaan jy goeie dinge kry. Hulle gaan sê ek weet ek moet hierdie doen. Nou, jy kry dit nie by almal nie. Jy kry sommige mense wat geen probleem het daarmee om te lieg nie. En jy kry sommige
sommige stamme op verlate plekke wat geen probleem het daarmee om te steel nie byvoorbeeld, of geen probleem het om iemand te vermoor nie. Dis nie verkeerd nie. Maar op ander plekke gaan jy weer kom en iemand is 'n ongelowige en hy sal wel sê nee, ek weet ek mag nie moord pleeg nie, ek weet ek mag nie steel nie. En waar jy ook al kom, jy gaan nooit by 'n plek kom waar mense regtig vir jou gaan sê daar is geen reëls waarvolgens ek lewe. Alle mense sê op die ouend ja, hier is 'n paar basiese beginsels waarvolgens ek lewe. En daardie is 'n teken daarvan dat hulle steeds tot 'n mate onthou dat hulle 'n God het en dat daardie God 'n wet het. Selfs al is dit verdraai, selfs al is dit verdorwe, die Heilige Gees hou hulle nog steeds tot 'n mate terug om totaal en al so sleg te wees as wat moontlik is. So dankie vir die vraag. Dankie, Hendrik. Ja, ek het julle moet my stop as ek verkeerd is, maar ek het nou gesit en dink aan die uitverkiesingsleer. En mens kan dalk hierdie hele ding terugtrek na, as 'n mens nou koud daarna wil kyk na die uitverkiesingsleer en sê, goed, nie almal is uitverkies nie, ons weet dit. En die wat nie uitverkies is nie, in hulle is die Heilige Gees nie, maar die wat deur God uitverkies is, in hom skenk hy sy geloof deur die werking van die Heilige Gees, sodat hulle Jesus Christus kan bely as hulle saligmaker, en daardeur is hulle gered. En dan daai algemene genade deel, dit kom toe net by my op, as ons kyk na God se voorsienigheid, as ons kyk na Heidelberg se katekismus vraag 27 en vraag 28, wat gaan oor God se voorsienigheid, dan sê hy baie spesifiek, as jy kyk by vraag 28, wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskape het en nog deur sy voorsienigheid onderhou? Ons al die stukkie oor dat ons in voorspoed moet lankmoedig wees, in voorspoed dankbaar skies en in teëspoed geduldig, maar hoor die antwoord hierso, dat geen skepsel ons van sy liefde kan skei nie, aangesien alle skepsele so in sy hand is, dat hulle teen sy wil hulle nie kan roer op beweeg nie. So kan ons dan nou sê, dit is dan, ons kan eintlik hier praat van die werking van die Gees in daai skepsele ook, wat hulle, soos jy nou gesê het, in beheer hou, dat daar nie algehele anargie en wanorde is nie. Is ek reg? Ja, ek dink so. Goeie opmerking. Om lampies daar agter jou, Hendrik. Dankie, Dominee. Ek wil net sê dat alle ongelowiges is nie slegte mense nie, maar alle gelowiges sondig ook. En ons moet dit weet. En die enigste onderskeid tussen 'n gelowige en 'n ongelowige in die lewe is die geloof in Jesus Christus, die erkenning dat Jesus Christus is ons Here en ons God, die eniggebore seun van die Vader wat vir ons gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood en sit aan die regterhand van God die Vader. Dit is die enigste verskil, en dan leer die Bybel ons ook, as ons dit glo en leef met ons hele hart, dan woon die Gees, die Heilige Gees ook in ons. Dis 'n goeie opmerking, dankie om lampies. Nog vrae, opmerkings? Alta? Ek dink vir my lê die kruks in wat jy aan die einde gesê het, is waarom is hierdie vraag vir ons belangrik? Dat die wens vir die heidene nasies om ook tot bekering te kom. As die Heilige Gees nie in ongelowiges gaan werk het nie, dan het nie een van ons tot bekering gekom nie. Want ons kan nie uit ons eie tot bekering kom en die Here leer ken nie. Ja, dit is ook 'n baie goeie opmerking. En jy is heeltemal reg daaroor. So daar is ook 'n sin waarin iemand wat ongelowig is, die oomblik wat hy tot bekering kom, werk die Heilige Gees beslis om. Die Heilige Gees maak van hom 'n nuwe mens. En dit is so van alle mense wat tot bekering gekom het. Ek was 'n ongelowige, ek was onbekeerd, ek was deel van daardie heidendom wat in opstand leef teen God van nature, is ons almal deel daarvan. Maar wanneer ek tot bekering kom, en dit is net belangrik om te sê, ek hoef nie noodwendig 'n oomblik te hê wat ek onthou ergens in my lewe en nie dat ek 'n groot ervaring gehad en geweet nou is ek wedergebore nie. Maar dit is nog steeds ergens, al is dit dalk oor 'n lang tydperk gewees, het dit gebeur dat ek gedraai het van die duisternis tot die lig. Ek onthou dit nie noodwendig nie, ek hoef nie te weet wanneer dit is nie, maar dit moes nog steeds in my lewe ergens gebeur het. En
dit kan nie gebeur sonder dat die Heilige Gees in my werk nie. En daarom kan ek dan weet, ek was 'n ongelowige en die Heilige Gees in my kom werk om my tot bekering te lei. Baie dankie Alta. Ja. Ek dink nou aan iets anders, dominee, wat my al baie keer baie gepla het. Ek is nie seker en julle twee dominees sal nou beter weet, sit met die Babyloniese ballingskap, Nebukadneser of Darius of ek kan nie onthou wie dit almal was nie. Dan sê die Here, my knegt die en die. Met ander woorde, hy moes by die Heilige Gees, hy moes aan hom gewees het, nee. Want net 'n ruk later, want dan laat die Here hom bepaalde dinge doen. Maar dan lees jy verder in die hoofstukke, dan sien jy hierdie ou's verlore. Hier vervloek God hom, of dit ook al is. Nou is die vraag vir my, kan die Heilige Gees dus van iemand besit neem of deel van hom, of hy kan die Heilige Gees kry, wat mens ook al wil stel, en dan later, as die Heilige Gees net weer nie meer daar werksaam. Is dit moontlik? Want dit lyk vir my soos ek na hierdie geskiedenis kyk van Jesus. Ja. Is er nog enige ander vrae? Ek wil net seker maak, want Tannie Leonie en daarna gaan ons dan afsluit. Maar nee, ek hoef nie Nel te vra nie. Ek gaan eers die oom se vraag antwoord. Ek wil maar net hier vra. Goed, so die antwoord op die vraag, dit is 'n baie moeilike vraag en ek dink nie enige van ons gaan eendag uitvind of konings soos Nebukadneser en Darius en die ander een waarna oom nou verwys het, is koning Kores, wat die knegt van die Here genoem word in Jesaja, of hulle eendag in die hemel gaan wees, of hulle gered is op die ou end, want sommige van die dele, dan hoor jy veral met Nebukadneser, dit klink amper soos geloof wat hy het, en Darius selfde, maar ons weet nie, ek dink dit is vir ons om te besin daaroor, en die Bybel gee nie vir ons genoeg aanduiding om te sê, was dit opreg, of was dit nou maar net omdat die Here hulle hande geforseer het, en hulle gedwing het om dit te doen. Die vraag wat oom wel vra oor, is dit moontlik vir die Heilige Gees om in iemand te werk en dan te onttrek later, in hierdie algemene sin, ja. So die Heilige Gees kom nie in iemand se lewe en maak van hom een van God se kinders en los hom dan later nie. En dit is hoekom dit belangrik is om dit te koppel aan die uitverkiesingsleer, soos om Koenie gesê het. God kies sommige mense uit en dieselfde mense wat hy uitkies is dies wat hy wederbaar, hy maak van hulle nuwe skepsels en daardie mense glo in hom, hulle word regverdig verklaar, hulle groei in heiligmaking, hulle volhard tot die einde en hulle word eendag verheerlik. Dit is dieselfde groep mense. So die Here kom nie en maak van hulle sy kinders en verwerp hulle later nie. Maar ons lees, en dit is spesifiek met Saul, ek het ook daarna verwys. Ons lees van Saul, die Gees van die Here het oor hom vaardig geword, en later lees ons spesifiek, die Heilige Gees het hom verlaat. So in so 'n sin gebeur dit wel. Tannie Leonie? Ek dink my vraag het eintlik half aangesluit of ek net 'n gedagte gehad nou oor die verharding van Farao se hart. Toe die Israeliete nie kon trek nie. Werking van die Heilige Gees. Of hoe Die skrif sê nie vir ons was dit nou spesifiek die werking van die Vader of die Seun of die Gees nie. Onthou maar net, altyd as ons God het dit gedoen. Dit word vir ons gesê God het dit gedoen. En ons moet maar altyd onthou wanneer die Vader iets doen, is die Seun daarbey betrokke en die Gees is daarbey betrokke en dit is so met al drie persone van die drie eenheid. Die teks daar sê nie vir ons watter een van die persone dit was nie, maar ek dink mense kan seker aflei dat die Gees daarbey betrokke was. So, dit is die antwoord daar. Goed, baie dankie. Kom ons gesels net nou weer verder by die sop. Ons gaan dan nou geleentheid gee vir, dit is nie sop nie, ek is baie jammer. Dit is iets anders, ek weet nie wat nie, maar ons gaan dit geniet. Ons gaan geleentheid gee vir gebed, vir 'n paar mense om te bid. Asseblief neem vrymoedigheid. En dan sal ek vir ons amen sê, dan gaan ons nog iets sing en daarna sal ons ook weer bid vir die seën van die Here. Maar kom ons bly so sit en dan is daar geleentheid vir gebed. Ons gaan nou gesang 241 sing. Ons sing daar vers 1, 2 en 3. Dit is een van die gesange wat lof sing tot die drie eenheid. Al drie persone van die drie eenheid. Kom ons sing gesang 241, ons sing vers 1, 2 en 3. Daarna kan u bly staan, dan bid ons weer vir die seën van die Here.
Kom ons bid. O drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons bid dat U ons sal seën en ons behoed. Ons bid dat U aangesig oor ons sal laat skyn en ons genadig wees. Ons bid dat U aangesig oor ons sal verhef en aan ons U vrede gee. Amen.